Ek groet julle geliefdes. Ons luister na 1 Tessalonisense 5 vanaf verse 12 tot 28. Maar ons vra julle broers om respek te betoon aan diegene wat ywerig onder julle werk en julle in die naam van die Here voorgaan en teregwys, en om, op grond van hulle werk, in liefde en met die hoogste agting teenoor hulle op te tree. Leef in vrede met mekaar. Ons moedig julle aan, broers, om die leegleiers aan te spreek, bemoedig die moedeloses, ondersteun die swakkes, wees geduldig teenoor almal. Sorg dat niemand kwaad met kwaad vergeld nie, maar streef altyd na wat goed is vir mekaar en vir alle mense. Wees altyd bly, bid sonder ophou, wees in alle omstandighede dankbaar, want dit is God se wil vir julle in Christus Jesus. Moenie die gees blus nie, moenie profeseë geringskat nie, maar ondersoek alle dinge, behou die goeie, vermy elke vorm van boosheid. En mag God self, die God van vrede, julle in elke opsig heilig maak, en mag julle volledig na gees, siel en liggaam vlekkeloos bewaar word, tot ons Here Jesus Christus kom. Hy wat julle roep, is getrou en sal dit doen. Broers, bid ook vir ons, groet al die broers met 'n heilige soen. Ek versoek julle plegtig voor die Here dat hierdie brief aan al die broers voorgelees word. Die genade van ons Here Jesus Christus bly met julle. Paulus sluit sy eerste brief aan die Tessalonisense af met praktiese raad. Hy het vir hulle vertel hoe hulle moet wag op die wederkoms en hy het vir hulle gesê om soos kinders van die lig te lewe. Nou brei hy hierop uit. Gelowiges moet mekaar onderling reghelp, ons moet mekaar reghelp en ondersteun en bemoedig, terwyl ons met mekaar geduldig is. Geduld is deel van die vrug van die Gees. Dit beteken dat die Heilige Gees ons lei om ons liefde vir ander te wys deur geduldig te wees. Waarom is geduld so belangrik wanneer ons medegelowiges leer en bemoedig? Want hierdie dinge neem tyd, en wanneer 'n mens geduldig is, gee jy nie maklik moed op nie. Dan volhard jy in jou liefde teenoor jou medegelowiges. Verder sê Paulus vir hulle dat hulle moet bly wees. Hulle moet gedurig bid en hulle moet dankbaar wees. Gebed gaan nie net daaroor om versoeke te rig nie. Natuurlik kan ons altyd alles van die Here vra wat ons nodig het. Maar ons moet ook tyd spandeer daaraan om hom te dank vir wat ons reeds ontvang het. Ons kan God altyd dank vir ons redding en vir sy teenwoordigheid en leiding in ons lewe. Wanneer ons onthou wat die Here alles vir ons doen, sal ons ook vol blydskap wees. In 'n vorige oordeenking het ons gehoor dat ons mag treur wanneer 'n geliefde sterf, maar gelowiges moet anders treur as ongelowiges. Gelowiges treur met vreugde. Dit klink vreemd, maar dit is die waarheid. Gelowiges kan hartseer wees oor dinge wat verkeerd gaan, terwyl hulle ook vol vreugde teenoor die Here is. Ons kan dus huil oor die dood van 'n geliefde en ook in ons hart blydskap ervaar, omdat ons weet dat ons gelowige geliefde van pyn verlos is en by die Here is. Hierdie tipe blydskap is dus nie altyd 'n glimlag op die gesig nie, dit is 'n glimlag in jou hart. Dit is 'n glimlag wat jou gedagtes rig en wat vir jou rigting en volharding in die lewe gee. Paulus leer die gemeente ook dat hulle die leiers moet respekteer. Tog moet hulle die leiers se woorde toets. 'n bekende vers in hierdie gedeelte is: ondersoek alle dinge, behou die goeie. Mense gebruik dit om hulle dade te regverdig wanneer hulle verkeerde dinge beproef. Maar ons moet die Bybel altyd binne konteks lees. Die volledige sin hier klink so: moenie die gees blus nie, moenie profeseë geringskat nie, maar ondersoek alle dinge, behou die goeie, vermy elke vorm van boosheid. Met ander woorde, dit gaan hier oor profeseë. Dit gaan oor die prediker se preke en die onderrig van die ouderlinge. Dit gaan oor mense wat vertel dat hulle woorde van die Here afkom. Wanneer iemand preek, moet ons nie die werk van die Gees onderskat nie. Ons moet die persoon se woorde ernstig opneem. Maar tog moet ons dit nie blindelings glo nie. Ons moet dit ondersoek. Ons moet dit toets aan die Bybel.
Wanneer ons iemand se woorde aan die woord van God toets, moet ons die goeie behou. In dieselfde asem sê hy ook dat ons elke vorm van boosheid moet vermy. As jy dus duidelik kan agterkom dat iemand valse dinge preek, bly weg daarvan. Moet dit nie glo nie en moet dit ook nie probeer navolg nie. Hoe kan ons al hierdie dinge regkry? Dit kom alles weer terug na Jesus Christus. Hy is die een wat julle in elke opsig heilig maak. Hy is die een wat julle volledig na gees, siel en liggaam vlekkeloos bewaar. Hy sal dit doen, want dit is hy wat gelowiges roep en red. Paulus vra aan die einde van die brief dat hierdie brief aan al die broers voorgelees moet word. Die Tessalonisense sou die brief aan omliggende gemeentes gestuur het en daardie gemeentes sou dit weer verder gestuur het. So het die brief aanhou versprei tussen gelowiges. Dit is hoe dit by ons uitgekom het. Elke gelowige kan dus vandag nog hierdie brief lees en die woorde van die Here hoor. Luister daarom na die woorde van Paulus aan die gelowiges in Tessalonika. Nie omdat dit deur Paulus geskryf is nie, maar omdat Paulus deur die Heilige Gees geïnspireer is en omdat die Here die brief ook vir ons behoue laat bly het. Kom ons bid saam. Here, ons wil U loof en prys, U wat die skepper is van alle dinge en U wat ook U skepping onderhou en regeer. Geef ons wysheid om dit wat predikers verkondig te beproef, sodat ons die goeie kan behou, sodat ons kan groei in die geloof en U al hoe meer kan leer ken. Ons bid vir ons boere, ons bid dat U hulle werk sal seën om ook voedsel in ons land te voorsien. Geef hulle wysheid in die werk wat hulle doen. Ons bid ook vir ons howe en ons regstelsel. Ons vra dat daar reg en geregtigheid in ons land sal geskied en dat U ook wysheid vir ons regslui sal gee in die werk wat hulle doen. Ons bid al hierdie dinge deur U groot genade alleen. Amen.